Goeiemôre almal. Dis 'n lekker wintersoggend, is dit nie? Ek is so baie bly ek is nie in Johannesburg of een van daai plekke nie. Hulle kry lekker koud. Maar as jy mos nou hierso is, dan dan voel dit nou vir ons koud hierdie. Alhoewel ek het al agtergekom, ons koue kom eers later gewoonlik en dan vat hy ook so rukkie voordat hy weggaan. Baie welkom vanoggend hierso. Dis goed om julle almal te sien. Duidelik is julle nie fietsryers nie. Ernstige fietsryers nie. Dat julle nie op die Amashova deelneem nie. Toe maar, ek ook nie. Daar is enkele afkondigings wat ek net wil uitlig. Melandrey, goeiemôre. Dis jou verjaarsdag, is dit vandag jou verjaarsdag? Wel, baie geluk. Mag die Here jou seën, mag dit vir jou 'n goeie dag wees. Dankie dat jy dit ook deel saam met ons vandag. Jy weet, ou kan nou ek kan mos nou besluit as dit nou vir jou verjaarsdag is. Jy sê wel ek gaan nou nie vandag kerk toe kom nie of ek gaan nou nie dit doen en dit doen nie. So jy saam met ons hier vandag, so mag dit vir jou 'n goeie begin wees vir jou verjaarsdag. Hoopelik het iemand al klaar vir jou 'n geskenk gegee. Goed, enkele ander afkondigings wat ek maar net uitlig. Die bazaar. Alles in Westville draai op die oomblik rondom die bazaar. Soos dit hoort. Gaaf. So, jy kan nou nog vir oggend kaartjies koop vir die potjiekos en vir die biryani. En die pryse daarvoor is nie so duur nie, so kry gerus vir jou 'n kaartjie vir oggend as jy nog nie ene het nie. Dan Dinsdag 5:30, Dinsdagmiddag 5:30, almal wat betrokke is by die bazaar, dit is die laaste bazaarvergadering wat julle dan het. Wees asseblief daarso, dat mens net al die laaste reëlings kan vasstel. En dan is daar goeie nuus, dis skoolvakansie, maar daar's tee na die tyd. En dis 'n goeie ding. Kerke, gemeentes is gewoonlik het nie tee en koffie op vakansie nie. So ek kan dit nog nooit regtig verstaan het nie, maar dit klink vir my maar die teeskinkers moet ook vakansie hou, neem ek aan. Of die gedagte is, wel, almal hier is dalk nou nie baie mense nie, omdat dit skoolvakansie is nie, en dan is daar gewoonlik nie tee nie. Hoe dit ook al sê, goeie nuus, daar is tee vandag. Verder is daar in alle waarskynlikheid nog afkondigings of aankondigings, maar dit gaan u nou moet dophou op die media wat u ontvang, WhatsApp en die ander boodskappe soos wat dit deurkom. Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan begin ek vir ons met 'n wotum en 'n seëngroet. Johannes 1 wil ons vanoggend terugvat na hierdie gedagte. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet u vanoggend. Vrede vir u van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Matteus lees ons dat terwyl Jesus so besig was, ook om te redeneer met die kerkmense van daardie tyd, sê Matteus 22, die volgende: toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetskenner,
het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. As ons vanoggend hierna kyk, dan ontdek ons baie keer in ons hart, dat inderdaad kom ons kort. Inderdaad is dit so, dat ons nog nie op daardie punt is, dat ons kan sê, maar ons het ons naaste op so 'n manier altyd lief nie. Gelukkig weet God dat ons sukkel met maklike goedjies. Wat veronderstel is om maklik te wees. En daarom het hy juis Jesus Christus gestuur. Dit is hoekom hy hom gestuur het, sodat hy kan in ons plek sterf, sodat ons nie langer hoef skuldig te voel oor die feit dat ons sukkel om dit reg te kry nie, maar eerder kyk na die kruis en sy genade en daardeur leer om lief te hê. Die Bybel sê ook vir ons, as ons sondes vergewe, as ons sondes bely, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes vir ons te vergewe. Daarom kan ons wel vanoggend 'n loflied sing, vir die Here sê, Here, dankie, U vergewe nie net sondes nie, U gee ook vir ons hierdie lewe. As loflied sing ons dan uit die liedboek uit, liedboek 253 verse 1 en 2. Ons skriflesing vir oggend se prediking is uit Lukas uit. En ons gaan saam lees Lukas 5 vers 1 tot 7. Die gedeelte handel in die groter konteks oor die roeping van die eerste disippels. So dit is 'n roepingsteks waarna ons ver oggend gaan kyk. Dit is nodig vir ons om vir die Here te vra om ons te help vir oggend, wanneer ons na sy woord kyk, sodat ons sy stem kan hoor. So kom ons vra hom om ons te help deur tot hom te bid. Ons hemelse Vader, Here,
U is groot en waardig om aanbid te word. Hoe wonderlik is U naam nie. U is regverdig, maar U is ook genadig. En ons loof en ons prys U elke dag vir U genade wat elke môre vir ons nuut en vars is as 'n geskenk. Ons gebed is, Here, as ons so saam is as U kinders, dat U met ons sal praat. Praat met ons deur die Heilige Gees wat U vir ons as 'n geskenk gegee het en wat binne in elkeen van ons wat hier so sit vir oggend woon. Ons het nodig om te hoor van U. Ons is eintlik moeg geluister na mense. Daarom vra ons vir U, as ons dan nou besig is met die prediking, en ons kyk na hierdie teks, dat dit U sal wees wat met ons praat, Here. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Die roepingsverhaal, die eerste disippels, kom ek lees vir U die gedeelte en dan gesels ons oor die inhoud daarvan in die prediking. Vers 1 sê, op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daarin om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie. Maar op U bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander bote beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Net tot sover gaan ons saam lees. God gee vir elkeen van ons 'n droom. Is dit nie so nie? Gee vir ons 'n droom, 'n visie, 'n beeld. Daar is 'n algemene beeld wat hy vir ons almal gee. En dan is daar baie spesifieke goed wat hy vir jou gee. In sy woord, waarna ons vanoggend gaan kyk in hierdie roepingsverhaal, wat eintlik vir my meer as 'n roepingsverhaal is. Dit is ook 'n profesie, maar dit is ook 'n profesie wat in vervulling gekom het. So God maak elkeen van ons, gee hy vir ons hierdie droom, hierdie beeld, hierdie eindbestemming. En ons raak baie vinnig verlief op daai eindbestemming. Ons is vinnig geïnspireer daardeur en sê ja, dit is so, ons wil dit doen.
hierdie idee, hierdie beginsel, hierdie bediening waarmee hy vir ons gee. En solank ons daardie gedagte of daardie woord wat hy vir ons gegee het, najaag, gaan dit goed. Maar soms as jy daarby uitkom, dan hou die opgewondenheid op. Dit hou dalk 'n rukkie, wanneer jy nou sukses bereik, of jy het nou uitgekom daar waar jy moes gegaan het, dalk 'n week of 'n paar dae, en dan begin jy dalk weer iets anders te soek, 'n ander droom, 'n nuwe droom, of dalk nog dieselfde droom op 'n ander manier, wat God vir jou gee. Daarom is dit belangrik dat ons nie net moet kyk na die eindpunte van dit wat God vir ons gee nie, maar veral die reis, die beweging daarin, wat net so belangrik is, want soms is die tussen die begin en die eindpunt 'n baie moeilike pad om te stap. En as jou hoogtepunt net die eindpunt gaan wees, dan gaan jy 'n lewe van frustrasies leef. Elke ding het sy doel, verskoon tog. God werk met 'n plan. Die Bybel sê dat God alles laat meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Deur alles wat met jou gebeur, tel jy ervaring op. En ervaring is belangrik. Eintlik ervaring en kennis. As jy nou vandag gaan aansoek doen vir werk ernstig, dan doen hulle mos nou een van twee goeters. Hulle kyk nou eers na jou kwalifikasies. Dan sê hulle van, okay, goed, dit is dan. En dan vra hulle vir jou, maar hoeveel ervaring het jy? Wat is jou ervaring? Want ons wil nie iemand aanstel wat nie ervaring het nie. En dit is ook hoe dit is met ons as gelowiges. Ons het 'n klomp kennis uit die woord uit. Jy het die kennis. Maar jy het ook die ervaring nodig. En om daardie ervaring op te doen, sodat God jou kan gebruik, moet daar sekere goed met jou gebeur, sodat jy ervaring kan optel en 'n ervare gelowige gewees. En baie van daardie ervarings wat jy moet deurgaan, mag jy dalk nie altyd verstaan nie. Van hoekom gebeur dit nou met my nie? Waarom moet ek nou hierdeur gaan? Dit maak nie vir my sin nie. Maar baie keer is dit net God wat besig is om aan jou te werk. Om jou ervaring te laat opdoen, omdat daar iets anderste is waardeur jy moet gaan. Of iets anderste is waarvoor hy jou graag wil gebruik. En baie keer is jou moeilikheid, hou die moeilikheid wat jy het in die lewe verband met jou roeping of die plek waarheen God jou wil stuur of God jou wil gebruik. Soos byvoorbeeld, as jy moet leer hoe om geduldig met siek mense te werk, sodat jy eendag in God se hand 'n instrument kan wees om te help waar hy jou stuur in 'n roeping. Dan sal daar alle waarskynlikheid goed in jou lewe gebeur om jou te help
om goed te ontwikkel soos wat hulle sê in Engels compassion, medelee. En so is daar baie ander voorbeelde. As God wil hê jy moet leierskap in die kerk of in die gemeenskap of ergens te doen, want hy wil jou gebruik as 'n leier, dan gaan hy sorg dat jy ervaring opdoen. Deur jou in posisies en plekke in jou persoonlike lewe te sit, waar jy konflik moet hanteer. Konflik moet hanteer in jou eie familie, in jou eie gesin, en dan dink jy, wat gaan hier so aan? Wat is fout met my kinders? Wat is fout met hierdie mense? Jy wil net jy uitkom, jy wil dit net regkom, en jy sê vir myself, hoekom doen die Here dit aan my? Ek kan dit dalk nie verstaan nie, maar dalk is dit nou juis die manier hoe hy besig is om jou te vorm, jou te maak, jou voor te berei, sodat hy jou kan gebruik as 'n leier. En so kan 'n mens 'n klomp voorbeelde ding. Elke ding het 'n doel. Elke ding in God se hande is 'n instrument. Selfs die slegste ding kan hy iets mee doen. Jy in alle waarskynlikheid, jy en ek in alle waarskynlikheid nie. Maar hy kan. Hy kan. Ervaring verskriklik belangrik. Kom ons gaan na die teks toe. Want dit is die beginverhaal, die beginroepingverhaal van veral Simon. En ons weet natuurlik Simon in hierdie teks is Petrus. Jesus het self sy naam verander om te sê jy sal nie meer Simon wees nie, sal Petrus wees. So Petrus, as ons nou praat van Simon, dan is dit Petrus. So as ons net na die teks vir 'n oomblik gaan kyk, dan begin dit mos nou verskriklik mooi. Jesus wat langs hierdie meer stap. Nou die meer het verskillende name. Genesaret is die een wat hier in die Lukas teks gebruik word. Die meer van Genesaret, ander plekke word dit genoem die see van Galilea. Tiberias is 'n ander naam vir hierdie see, maar dis dieselfde plek, maar net ander name wat so deur die geskiedenis heen vir daardie plek gegee word. Dis natuurlik nie see nie, dis 'n meer, vars water, is nie sout water daar nie. Groterig, so 21 kilometer lank by so 13 kilometer breed. Op sy diepste punt, so ongeveer 43 meter diep. So dit is hierdie meer. En ons sien, Jesus is daarso, en die mense soek die woord van God. Dit is baie belangrik, daardie eerste vers. Hulle is op soek na die woord van God. En hulle het gehoor van Jesus. En hulle het hom verdring, hulle het na hom toe gekom, die skare het na hom toe gekom, en in sekere sin was hy vasgedruk geweest tussen die land en die see hier agter hom. Maar net voor dit in Lukas 4, in die vorige gedeelte het hy 'n bose gees uitgedryf, uit 'n man uit, en hy het 'n genesing gedoen. Hy het Simon, hierdie einste Simon, Petrus se skoonma, genees in die huis wat hy woon. Die nuus het versprei, almal het begin drom, en so aan het gehoor van Jesus, en hy het nou nog nie disippels nie. En dan staan hy daar, en dan sien ons daar is 2 bote langs mekaar. Hy klim in een in en vaar so 'n bietjie uit. Nou daar's 'n paar interessante goeters in hierdie teks. Die eerste ding wat 'n mens moet weet is, die mense die woord van die Here gesoek.
Hulle het nie na die sinagoge toe gegaan op die Sabbat om die woord van God te hoor nie. Hulle het gegaan waar Jesus was. Hulle het hom gaan soek, gaan kyk waar hy is, en hulle het na hom toe gegaan. So, Jesus preek, hy preek nie op die Sabbat nie, en hy preek nie binne 'n sinagoge nie. Hy staan nie op 'n kansel nie. Hy sit in 'n boot. Want hy wil iets doen, hy wil visvang. En hy gaan visvang. En as jy wil visvang, dan gaan vang jy vis daar waar die visse is. Jy gaan vang nie daar waar hulle nie is nie. Goed. Lukas sê hy het gepreek, maar Lukas vertel ons nie waaroor het hy gepreek van daardie bootjie af nie. Wat het hy vir daardie klomp skare mense wat daar so staan gesê nie. Al wat ons wel weet is Simon Petrus was daar gewees, want hy het in sy bootjie geklim, en van die ander disippels in alle waarskynlikheid was ook daar gewees. Dalk in die bootjie langsaan, Jakobus, Johannes, in alle waarskynlikheid ook daarso gewees, want hulle het mekaar geken en hulle het saam vis gevang. En jy gaan vang mos nou vis saam met jou pelle, is dit nie so nie. So hulle was in alle waarskynlikheid ook daar. So hulle luister na hierdie preek wat Jesus preek en hierdie woord van God. Die Logos o Theos staan dit daar in die Grieks geskryf. Hulle luister na hierdie woord van God wat Jesus bring. En as hy klaar gepreek het, hy het die seën uitgespreek en gesê amen. Dan sê hy nou vir Simon, nou kom ons vat nou die bootjie in en dan gaan ons nou visvang. En dan sê Simon vir hom, ja. En in alle waarskynlikheid het Petrus gedink, ek dink nie hy weet van visvang af nie. Want in Galilea op daai meer vang jy nie in die dag vis nie. Jy vang in die nagvis. Dit is hoekom hulle die nagvis gevang het. Die visies in daardie meer deur die nag kom na die kant toe om te eet, om te voer. En so aan. So in die nag is hulle nie in die diep water nie. Hulle is in die vlakker water nader aan die meer. En dit is gewoonlik hoekom hulle deur die nag vang. Hulle het nette. Daar's verskillende nette. Jy moet nou net eers weet dat die evangelies verskil van mekaar oor hierdie roepingsverhaal. Vir die teoloë wat dit wil opswat, nou, van daardie deel, nou, die evangeliese se weergawe hiervan is anderste. In Matteus en in Markus vertel glad nie van hierdie gebeure nie. Dit sê net Jesus daar aangekom, vir Petrus sê, volg my, en het hulle net daar gelos en agter hom aangeloop. So dis wat jy in Matteus en Markus gaan sien. En die woord, die Griekse woord wat in daardie tekste gebruik word vir nette, is 'n gooi net. So dis eintlik 'n net, jy staan hier so langs die kant, en dan gooi jy die net so in, uit seker gewiggies in die kant, en sprei hy oop, en val hy, en dan trek jy hom uit, dan vang jy visse. Die woord vir net in die Grieks, vir die verhaal belangstel, in Lukas is nie dieselfde net wat gebruik word nie, dit is 'n ander net, dis 'n saknet, wat uit 3 lae uit bestaan, en wat jy eintlik afsak in die water,
En dan los jy hom nou daar in die nag, en dan wag jy nou, dat die vissies nou hulle self vasswem in die net, en in die oggend vroeg, dan trek jy hom nou uit, en dit is nou wat die disippels nou hier gedoen het, en dis hoekom Lukas hierdie verhaal so vertel, dan trek jy nou die net uit, jy haal al die vissies uit, en jy was hierdie net, en dit was 'n linne net, dis nie 'n gooi net gewees nie, so die vertelling daarso is anders, hoe dit ook al sy. Simon sê dink in alle waarskynlikheid vir homself, dit is nie hoe jy vis vang op hierdie meer, jy doen dit in die dag, jy doen dit in die kant, die vis is wel diep, dit is so, dit is waar, want wat nou gebeur is, in die dag, dan swem die vis na die dieper waters toe, dan is hulle daar, maar jy kry hulle nie gevang nie, daarom vang hulle die vis in Galilea, in die dag nie, hulle vang vis in die nag, van die vissermanne weet, dit is hoe dit werk, dit is die metode dit werk. So as Jesus dan nou vir Petrus, vir Simon sê, gaan uit in die diep water, en laat sak jou net. Dan antwoord hy nou Jesus baie beleef, en sê vir hom, meester, ons het nou die heel nag probeer visvang, en ons het niks gevang nie. En dit is sy manier om vir hom te sê, ons het dit al probeer. Daai ding het ons al gedoen, dit werk nie. Jy het dit al baie in die kerk gehoor. Ons het dit al probeer, dit werk nie. Weet jy, ons het dit al gedoen. Dit is 'n plan, ons moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet dit doen. Nee, ons het al dit gedoen, dat daai ding werk nie. So dit is waar Simon Petrus was, hy sê, nee, ons het dit gedoen. Ek is nie 'n visserman, wat visvang my hobby is nie. Dit is my trade. Dit is my werk. Jy kan my nie enige iets vertel van visvang af nie. Maar sê Simon vir Jesus, op u woord, op u bevel, sal ek dit wel doen. Selfs al weet ek hierdie gaan 'n mislukking wees. Hierdie kite gaan nie vlieg nie, maar hy sê so, kom ons doen dit. En hier raak die Griekse teks nou weer interessant. In vers 1 het nou begin met die woord logos, die logos van Theos, die woord van God, wat hulle gekom het om te luister. En in hierdie vers, waar Simon Petrus hom antwoord, word 'n ander woord gebruik, die woord rema, wat ook woord beteken, op u bevel, op u woord, sal ek dit doen, maar daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil tussen die Griekse woord logos en die Griekse woord rema. Die Griekse woord logos beteken woord van God. Dit is vir ons almal. Die Griekse woord rema beteken, dis 'n woord vir jou. So, daar is 'n algemene woord wat God vir ons almal gee as gelowiges. En dan is 'n woord wat God vir jou sal sê om te doen. Daardie ding wat hy vir jou sal sê om te doen, klink onmoontlik en onwaarskynlik. En mag dalk selfs klink na iets wat jy al probeer het en dat dit nie gewerk nie. Dit het nie gewerk nie. Maar vriende, as God vir jou 'n woord gee, luister daarna.
selfs al maak dit nie sin nie. As hy vir jou sê om 'n vreemde ding te doen, gaan na daai ou toe. Sê vir daai ene dit. Doen dit, tree so op. Is dit nie noodwendig 'n logos nie? Dis dalk 'n rema. Wat vir jou bedoel is. Omdat hy jou wil gebruik vir iets anderste. Omdat hy jou wil seën. Maar jy sal nie daardie seëning ontvang as jy nie getrou is in sy woord nie. En dit wat hy vir jou sê om te doen. En dis wat in hierdie teks gebeur. Nadat Simon nou vir homself gesê het, en ek is bly dit is aangeteken in die teks. Hy is in alle waarskynlikheid een van daai ouens wat eers praat en dan dink hy. Of ten minste kan jy sy gedagtes in sy mond sien. Hy sê dit wat hy dink. En so. Hy doen dit ordentlik en beleefd en beskaafd, want hy het nou net geluister ook na Jesus se logos. En in alle waarskynlikheid wat Jesus ook al gesê het daarso in daardie preek, het Simon al reeds besef. Maar hier is iets anders daar omtrent Jesus. Daarom noem hy hom ook meester. Baie interessant, dit is net in Lukas dat na Jesus verwys word as meester, want Lukas skryf vir Grieke, in die ander evangelies is dit rabbi, rabboni, so wat gebruik word in die Griekse teks, sê vir hom meester. Ek sal dit doen, en dan sak hulle hierdie nette af. En dan is daar hierdie ongelooflike wonderwerk wat plaasvind. 'n Interessante wonderwerk. Wat hierdie wonderwerk anders te maak as die ander wonderwerke wat ons lees in die Bybel, is dat dit was nie 'n krisistoestand nie. Nie regtig nie. Dit is nie 'n wonderwerk waar Jesus iemand moes genees het wat siek was nie. Dit is ook nie 'n wonderwerk waar iemand vir Jesus kom vra het om iets te doen nie, om die water in wyn te verander, of wat ook al nie, of om die storm stil te maak nie. Dit was 'n lerende wonderwerk. 'n Wonderwerk om iets mee te sê. Dit is wat so interessant is omtrent hierdie spesifieke wonderwerk. Ja, hulle het nou nie vis gevang nie, dis ook nou nie die einde van die wêreld nie, môre vang hulle weer vis. Nie 'n groot krisis nie, hulle het nie vir hom gevra, asseblief, ons het nou nie kos nie, wil nie net vir ons help met 'n bietjie vis nie, nee. En dan doen Jesus hierdie ongelooflike, snaakse, 'n mens wil amper sê, random wonderwerk, wat 'n boodskap is. Hulle luister vir hom en dan lees ons hierdie wonderwerk van hierdie ongelooflike baie visse wat hulle vang. Hierdie oorvloed. In hierdie teks is hierdie hele gedagte tussen skaarste en oorvloed, die heeltyd daar. Die mens, ons as mense wat werk vanuit skaarsheid uit. 'n Beginsel van daar's min. Daar's nie genoeg nie. God wat werk vanuit 'n beginsel van oorvloed. Hy begin nie by skaarste nie. En daar's baie. Daar's nie min nie. Vissies? Daar's baie vissies. Daar's baie vissies in die dam. Jy moet gaan vang as jy 'n disipel van die Here is. Jy moet gaan vis vang. Dit is wat jy moet doen.
Dis hoekom jy sy volgeling is, dis hoekom jy sy kind is. Hy het 'n taak vir jou. Hy het 'n roeping vir jou. En hy sê vir jou, die vis is daar buite. Jy kan vir hom sê, ons sal dit probeer, en ons sal dit probeer, en ons sal dat probeer, ons kry nie vis gevang nie. Ons vang die heel nag vis en ons trek jy net uit en daar's niks nie. Sy sê, wel, gaan nou in die diep water in. Die vis is daar. Nee, dis nie hoe jy vis vang nie. Dis glad nie hoe jy vis vang nie. Maar op die woord sal ons uitgaan en sal ons gaan visvang. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die visse wat so baie is. Die visse is nie so baie omdat Jesus iets weet van visvang wat ons nie weet nie. Die visse is so baie omdat hy daar is. Omdat hy die seun van God is. En omdat hy God self is. En as jy in dieselfde bootjie is as hy, ja, jy gaan visvang. Jy moet net sorg dat jy in sy bootjie is. En eintlik is dit andersom, dat hy in jou bootjie is. Want hy het in Simon se bootjie geklim. Simon kom vir hom en sê, nee, vat daai boot, nie my boot klim nie. Nie my boot klim nie. Soek jy al hierdie skare hier by my nie. Petrus sê, sien nie 2 bote, klim in die boot. Jesus in jou boot is, gaan visvang. Doen maar net wat hy sê. Volg net wat hy vir jou sê. Pragtige teks. Hoekom sê ek dit is 'n profetiese teks? Wel, hier is die vraag. Hoeveel visse dink jy het Petrus gevang, het Simon gevang? Wat daarvan as ek vir jou sê, hy vang tot vandag toe nog. Trek hy van daai visse uit. Omdat hy gehoorsaam was. Omdat God vir hom gesê het. Jesus sê vir hom, jy sal 'n visser van mense wees. Hoeveel mense dink jy met die getuienis, met die diensbaarheid van Simon Petrus al in die boot ingetrek? Dit skeur, dit sink so baie. En dit is wat gebeur. 'n visserman, ouens. As Jesus dit kan regkry met 'n ou vissermannetjie. Geen teologiese opleiding nie. Niks nie. Hy het nie 'n BTH graad en 'n MDiv. En 6 jaar teologie gaan studeer nie. Nog deur vorming gegaan en 'n klomp ander goeters ook nie. Nee, hy het net gegaan waar Jesus is. Dis al. Disipelskap werk so. Dis baie eenvoudig. Dis nie moeilik nie. Eerste is dit God wat doen.
God doen. Hy doen alles. En jy kyk. Jy kyk wat hy doen. So, hoe kyk jy wat Jesus gedoen het? Nou, daar's 4 evangelies. Hy gaan vir jou wys wat het hy gedoen. Dis wat die disipel doen. Die disipel loop waar Jesus, as hy die kant toe gaan, dan gaan hy die kant toe. As hy sien hy gaan soontoe, dan gaan hy soontoe. So. En al wat hy doen is hy kyk die hele tyd. Wat doen hy? Wat maak hy? Wat sê hy? Hoe tree hy op? En so aan. En dan gaan dit in 'n volgende fase af. Die disipel kyk nie net nie, hy help ook. So Jesus is besig, hy's hierso, hy's daarso, hy verander mense se lewens, hy gaan soontoe. Disipel loop agterna, hy kyk wat hy doen en so nou en dan sê, "O gee gou vir my daai ding." Help hy, begin 'n disipel te help. Dis hoe disipelskap werk. Kyk eers en dan kyk jy en jy help. En dan gaan dit in 'n derde fase in. Jy begin doen. Jy kyk nie net nie en dis ook nie meer om te help nie. Jy kry nou seker goed om te doen. Sê vir jou, "Oké, jy het nou gesien wat ek doen, jy het nou self al bietjie bygestaan, en gesien hoe doen ek hierdie ding, doen jy nou." Dan kyk God en jy doen. Jy raak die doener. Van dit wat jy gesien het, hy doen. En hy kyk en hy help jou om te doen dit wat jy moet doen. Dus so disipelskap werk, die eenvoudige stappe daarvan. Nie moeilik nie, daar's baie kursusse weet ek daaroor, maar dis regtig nie so ingewikkeld nie. Dit is eenvoudig. Iemand wat naby die woord van die Here leef, iemand wat daarin sy vreugde vind, wat toegewyd is, wat dit lees, wat dit bestudeer, wat gaan kyk na Jesus Christus se optrede. Vir so 'n persoon is dit nie moeilik om 'n disipel van Christus te wees nie. Jy hoef nie eens 'n disipelskap kursus by iemand anders te gaan bywoon nie. Gaan woon 'n disipelskap kursus by Jesus Christus by. En laat die Heilige Gees jou help. En so. Want hy gaan vir jou 'n rema gee, 'n woord gee, wat nie vir almal is nie. En almal gaan nie verstaan. Dit is nie waarheid te vir jou sê, gaan, nou was ek waarskynlik vir jou sê, dis nie hoe dit werk nie. Jy kan dit nie so doen nie. Ek wil 'n Bybelstudie begin. Nee, jy kan nie 'n Bybelstudie begin nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet nou eers hiernatoe gaan en daar toestemming kry en hierdie ding doen en dan kan jy dit. Ek het nêrens te lees ek in die Bybel iets daarvan nie. Nêrens nie. Ek lees net van mense wat naby Jesus Christus geleef het en wat hom gevolg het. Mag dit so vir elkeen van ons wees. En mag hierdie woord jou vanoggend help. Mag hy jou help om te verstaan dat God is nie klaar met jou nie, hy is besig met jou. Jou moeilikheid mag dalk nou net hy wees wat besig is om jou te vorm en te maak. Jou moeilikheid mag dalk net iets wees waarvoor hy jou voorberei. Sodat jy later vir iemand anderste, maar deur dieselfde ding moet gaan, kan help. Doen wat hy vir jou sê. En om dit te doen, moet jy na hom luister. En om na hom te luister, het jy sy woord. Amen. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir u woord. Vir u logos theos, maar ook vir u rema. Die woord wat u vir elkeen van ons gegee het.
Nie een van ons se werkie is dieselfde in die koninkryk nie. Van ons moet dit doen, van ons moet iets anders te doen. Dit wat hy vir ons gee om te doen, maak nie altyd sin nie. Maak soms nie sin vir onsself nie. En ander mense kyk baie keer daarna. En ander mense luister soms na dit wat hy vir ons gesê het. En dan sê hulle vir ons, ja, maar dit kan nie gedoen word nie. Maar vir u is alles moontlik. Here, help ons om nie na mense te luister nie. Moeg geluister vir mense. Help ons, leer ons om na u te luister. Dankie dat u ons seën met so baie wanneer ons binne u wil beweeg. Amen. Wonderlik, ons is gereed vir ons slotlied en vir tee daarna. Ons slotlied, ek het nou nie die liednommer nie, ek het nie die liednaam, Getuig, getuig. So dit is die lied wat ons gaan sing. Kom ons staan en dan sing ons daardie pragtige lied, Getuig, getuig. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. In Hebreëus klink dit so: Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav Elohecha v'yigunecha. Ya'ashem Adonai panav Elohecha. Shem lecha shalom.
ontvang sy vrede, ontvang sy seën. Mag hy sy aangesig teenoor op jou oplig en vir jou sy goddelike vrede gee. Amen.